en sê, Here, vanmôre opnuut, raak my aan. Raak hierdie vlees en bloed aan met die krag van die Heilige Gees. Verkoop my siel opnuut vanmôre, sodat ek deur U gelei kan word op die spore van geregtigheid. O Here, ek bid vanmôre dat U U hand uit die hemel sal uitstrek na hierdie mense, U magtige regterhand wat in staat is om toe te rus, wat in staat is om te genees, wat in staat is om te versterk, sal U vanmôre U hand na elkeen uitreik wat smagtend is en wat dors is na U vanmôre. In Jesus naam. Amen. Amen. Loof die Here. Ek vertrou hom so vir 'n aanraking. Wanneer laas, as u moet terugdink in die lewe, kan u eerlikwaar sê, ek is deur hom opnuut aangeraak. Somtyds gaan maande verby, weke in sommige gevalle. En miskien is daar van u wat sê, ek kan nie onthou wanneer laat. Ek ervaar waar die Here my weer aangeraak het. Broer en suster, ek onthou toe ek jonk was, het my pa gesê, jy het nie nodig dat eendag hoef verby te gaan, sonder om die aanraking van God in jou lewe te ken, te ervaar en te beleef. En dit was altyd daai jare 'n soeke, ek moet bely, daardie soeke het getaan, soos die jare aangaan. Maar ek wil vir u sê, vanmôre is daar opnuut weer, is asof daar die vlam weer opwalm hier binne in my. O Here, raak die mens weer eens aan. Broer, suster, wat sal ons doen sonder hom? Where would I go? But to the Lord. What can I do if His hand is not upon me? Begeer julle regtig? Regtig? Wel, my vertroue is soos wat ons gaan delf in sy woord, dat daar die begeerte al hoe sterker sal word. En wie weet, miskien het die Here vanmôre spesifiek met jou 'n ontmoeting. Spesifiek met jou. Die Here daag altyd op vir sy afsprake. Sal jy daar wees wanneer hy opdaag? Kom ons vra dit van hom vanmôre. Ag Here, ek staan nou terug. Sal jy daar voor tree? Here, ek het niks om te gee nie. Ek wil soos Petrus uitroep, wat silwer en goud het ek nie. Maar wat ek het ek het Jesus. En dis al wat ek vanmôre kan gee, is Jesus. So ek kom vanmôre en ek vra, Here Jesus, doen slegs U wil, Heer. Hierdie vertrek vanmôre, in Jesus naam. I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. He's the perfect love that casteth out all fear. He's the one who understands. He's the one that can touch you and heal you and make your life whole again. I give you Jesus this morning. Amen. Amen. Ek weet nie hoe die Here gaan werk nie, maar ek het so 'n gevoel in my binneste vir die volgende paar weke gaan ons stil staan by die Heilige Gees en by hom as persoon en by sy werk wat hy doen en ook die doping in die Heilige Gees. En ek vertrou dat dit nie net sal bly by die spreek van woorde, maar dat dit sal oorgaan na die betoning van krag deur sy Gees wat in ons werk.
Mag ons dit sien. Mag ons dit beleef. Want God is besig om sy ware kerk opnuut weer te fort, sterk te maak. Vir hierdie laaste bose dag. Want daar is nog wat moet inkom in die bruilofsaal. En die saal is nog nie vol nie, want as die saal vol was, het Jesus gekom. So terwyl die skadu's daal, het ons nodig om te arbeid vir die meester. Maar wie weet, it's not so easy. Nie in hierdie tyd wat ons leef nie, is dit nie so maklik nie. Want weet jy wat in die vyand reg gekry het? Hy het ons so attent gemaak en ons so omsingel met ons eie uitdagings, dat ons nie nog die krag het vir ander mense en hulle dinge en hulle verlorenheid ook nie. Ons is so opgeneem in ons eie wêreld waarin ons leef, dat ons vergeet het dat Jesus gesê het, ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Gaan dan heen. Gemaak die siekes gesond. Maar hoe kan ek die siekes gesond maak terwyl ek self sieklik in my binneste is? Hoe kan ek gee dit wat ek nie self het nie? Hoe kan ek ander gaan vertel van die volheid van Christus terwyl ek self leeg is hier binne? So die Here wil ons stuur om die siekes te gaan genees, om die duiwels uit te dryf, om die gebrokenes en verbryseldes van hart, om vir hulle vertroosting te gee, om die blye nuus te gaan verkondig, die evangelie van verlossing, om mense te herinner, daar is 'n aangename jaar wat op die punt is om aan te breek, die hemeljaar. Wanneer Jesus sy koninkryk op aarde gaan vestig. Ons is God se mondstuk, ons is sy handewerk, maar ons kan dit nie doen in ons eie krag nie. Ons het die krag van God in Christus Jesus nodig, en ek begeer dit met alles in my weefsel, dat God opnuut weer sy kinders sal aanraak deur die Heilige Gees. Dat ons met krag toegerus sal word vir hierdie dienswerk waartoe ons geroep is. Ons is nie geroep om te sit. Ons is nie geroep om net bedien te word nie. Daar kom tye, mense, ek verstaan. Partykeer het jou lewenskipie nogal redelik skade opgedoen deur die lewe. Wie ken dit? Die storms van die lewe kan nogal skade aanrig, en dan kom daar soms 'n tyd waar jy so bietjie in die hawe moet inseil en sê, asseblief, ek wil net eers herstel. Maar dit lyk vir my party mense het in die hawe ingekom om net daar te bly in die hawe. Jy is al 10 jaar terug herstel, of 10 maande terug, maar jy's nog in die hawe. Ek vra, wat maak ons in die hawe? Jy sien, baie mense het hulle vrymoedigheid verloor, want die krag van God gee jou daai vrymoedigheid. Dit is die krag van God in Christus wat Paulus die vrymoedigheid gegee het om te sê in Romeine 1:16, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie. Dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Selfs toe Paulus die dood in die oë gestaar het, hy het geweet, vandag sal my kop van my geëis word. En toe hulle op daai Romeinse strate afstap op pad na die voorpoorte van Rome, toe uiter Paulus hierdie woorde, kan nie self indink, hy stap op daai klipstrate van Rome, en soos wat hy stap en die mense hom toesnou en hom verskree, en hy weet hy's op pad na sy dood nie. Toe kyk Paulus met dapperheid daar die mense in die oë, terwyl hy daai strate van Rome afstap, en hy sê, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Oh, broer en suster, dis net die krag van God in Christus wat jou daai vrymoedigheid kan gee. En mag die Heilige Gees ons opnuut weer so aanraak, selfs al staar ons die dood in die oë, dat ons sal sê, ek sal nie swyg, ek sal nie stil bly. As ek val, val ek met die swaard van die Gees in my hand,
maar ek sal vertel dat Jesus red, al kos dit ook my lewe. Mag die Heilige Gees ons aanraak, dat ons sal getuig. Amen. Ek wil u bekendstel vanmôre, en julle ken hom, maar dalk is daar 'n paar dinge wat julle vanmôre dalk sal sê, man, ek het nog nie so daaraan gedink nie. Ek wil julle vanmôre bekendstel aan die persoon van die Heilige Gees. Weet u dat hy is 'n persoon? Ek wil dit vanmôre vir u wys. Kom ons gaan na die boek van, of die Evangelie van Johannes, die 14de hoofstuk. En ons lees daar al vanaf vers 16. Is almal daar? Daar staan geskrywe: Ek sal die Vader bid. Jesus is hier aan die woord. Ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom. Is daar sulke mense hier vanmôre? Ken julle hom? Hoe ken ons hom? Want hy bly by julle, en hy sal in julle wees. Net dit so ver. My geliefde broeder en suster, hierdie scenario wat ons hiervan lees, speel af net kort voordat Jesus gekruisig sal word. Inteendeel, hierdie Johannes 14 speel af etlike ure. Sê so 8 ure, miskien 12 ure, net voordat Jesus op 'n kruishout vir die sonde van die wêreld sou sterf. En wat hier besig is om te gebeur, Jesus en sy disippels het pas die laaste avondmaal geniet. En hulle het die bovertrek verlaat en hulle is op pad om af te beweeg deur die strate van Jerusalem, verby die tempel, waarskynlik by die Oospoort verby, op pad na die Olyfberg. Daar waar die tuin van Getsemane by die voet van die berg geplaas is, waar Jesus ten einde gearresteer sou word deur een van sy eie wat hom verraai het, genaamd Judas, die seun van die verderf. En Jesus stap saam met sy disippels, en hy is besig om vir hulle laaste leringe te gee, laaste motiverings. Want jy moet verstaan, die disippels op hierdie stadium is ontsteld in hulle binneste. Hulle is ontsteld want Jesus het aan hulle bekend gemaak dat hy gaan weggaan. En hy sê vir hulle, ek gaan weggaan en waar ek gaan, kan julle nie kom nie. Met ander woorde, julle kan nie saam met my gaan. En dit het die disippels geweldig ontstel. Daarom lees ons daar in vers 1 van Johannes 14, Jesus sê vir hulle, julle hart moet nie ontstel word. Glo in God. Glo ook in my. Ek weet julle is ontstel, my disippels. Ek weet in die laaste 6 maande het julle gereeld gehoor hoe ek vir julle sê dat ek na Jerusalem moet gaan en dat ek gekruisig sal word. Jy onthou, 6 maande voor hierdie gebeurtenis, voor Jesus se arrestasie, was Jesus saam met sy disippels in 'n stad noord van Jerusalem genaamd Caesarea Philippi. En daar het Jesus met sy disippels gestaan,
dit was 'n stad waar daar baie gode aanbid was. Daar was 'n plek waar allerlei beelde van verskillende wêreldgode daar gestel was. Zeus en Pan en al hierdie gode was daar uitgebeeld. En Jesus staan daar saam met sy disippels en hy vra vir hulle, wie sê die mense dat ek is? Jy lees dit daar in Matteus 16. Jesus staan saam met sy disippels by 'n plek waar 'n klomp gode verteenwoordig word. En hier staan Jesus, die koning van alle konings. Maar die wêreld weet dit nie. En hy vra vir die wat saam met hom gewandel het vir meer as 3 jaar. Hy vra vir hulle, ek wil by julle hoor, wat sê die mense van my? Wie sê hulle is ek? O, sommige van hulle sê u is 'n groot profeet. Sommige sê u is Elia. En Jesus draai na hulle toe. Hy sê, goed, ek hoor wat sê die mense. Maar julle, wat saam met my gewandel het, wie sê julle dat ek is? En in 'n oomblik van goddelike inspirasie staan Petrus op, hy sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. En Jesus sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Met ander woorde, is my Vader in die hemel, wat dit aan jou geopenbaar het. En Jesus op grond van die belydenis wat Petrus gemaak het aangaande wie hierdie Christus is, sê Jesus, jy is Petrus, you are Petros, en op hierdie rots, op hierdie Petra, sal ek my gemeente bou. En die oomblik, toe een disipel verklaar wie Christus is, dit was daar dieselfde oomblik, dat Jesus aan sy disipels bekend maak, dat hy na Jerusalem moet gaan, om te sterwe. Jesus het net gewag vir die oomblik, dat sy Vader aan die disipels bekend maak, wie hy is. Want nou kan hy dit voltooi, wat hy gekom het om te doen. Daar is die lam van God, het Johannes die Doper gesê, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit was die doel van sy eerste koms, om as 'n lam vir ons geslag te word. Maar die disipels moes hom eers herken as die Messias, sodat wanneer hy geslag word, en weer opstaan uit die dood, en opvaar, hulle kan getuig, dat hierdie Christus wat julle gekruisig het, was toe al die tyd, die Seun van die lewende God. En dit was 6 maande vanaf Petrus daai belydenis gemaak het, tot en met waar ons lees in Johannes 14 van hierdie gebeurtenis, waar Jesus nou op weg is, na die plek waar hy gearresteer sal word. En waar hy dan die volgende dag, want dit was alreeds op pad om aan te word, waar hy dan die volgende môre gekruisig sal word. En Jesus sê vir hulle, moenie ontsteld word nie. Ek weet ek het gesê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit opbou. En ons weet, Jesus het gepraat van die tempel van sy liggaam daar in Johannes 2. Ek weet ek het vir julle gesê dat ek na Jerusalem toe gaan om te sterwe, maar moenie ontsteld word nie. En toe gee hy vir hulle hierdie woorde van bemoediging, wat ons gelees het, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, en in julle te wees. Is dit nie vertroostende woorde nie? En broer en suster, die doel hoekom ek graag hieroor wil praat, is dat die Here op my hart gelê het, dat ons mekaar moet inbring, opnuut weer, in 'n diep, ryke, betekenisvolle, kragtige verhouding met die trooster, die Heilige Gees in. En dit is absoluut my gebed vanmôre. Dis my diepe begeerte, dat ons opnuut weer sy majesteit en sy heerlikheid
En die skrifte sal waarneem dat ons dit aan mekaar sal toon, sodat ons opnuut weer sy liefde en sy krag en sy genade sal ken en dit sal beleef, soos wat ons hom ontdek, as die derde persoon in die drie-eenheid, die Heilige Gees. En kom ek vertel vir u, dit is so uiters belangrik, dat ons die Heilige Gees sal waarneem as 'n persoon. Broer en suster, as ons hom nie sien as 'n persoon nie, sal ons hom beswaarlik, waarlik lief kan hê. Sal ons beswaarlik met hom gemeenskap kan hê. Sal ons beswaarlik hom aanroep in ons tyd van nood en hulp, want ons sien hom nie as 'n persoon nie. En hoeveel mense is daar nie, lieflike kinders van die Here, wat as ware die Heilige Gees meer sien as 'n onpersoonlike krag, of 'n intelligente entiteit wat die univers vul, of een of ander wese, maar vir een of ander rede sukkel die mens om die Heilige Gees waar te neem as 'n persoon. En dit is wat ek graag wil hê ons hom moet as sien. Ek weet God die Vader en die Heilige Gees het in die wêreld gestuur op versoek van sy eie seun Jesus Christus. Om wat te kom doen? Om by ons te bly en in ons te wees. Hoekom by ons te bly en in ons te wees? Want hy is hier om ons te help. Ek weet ook, Lukas 24:49 sê dat die Heilige Gees ook op ons sal kom. Jesus het vir sy disippels gesê, gaan wag in Jerusalem vir die belofte van die Vader om op julle te kom. Nou wanneer die Heilige Gees op ons kom, dan weet ons hy kom op ons om ons toe te rus met krag. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Handelinge 1:8, en julle sal my getuies wees. So die Heilige Gees op ons, rus ons toe met krag. Maar die Heilige Gees met ons, lei ons, leer ons, help ons, vertroos ons. Dis aan hierdie Heilige Gees, wat ek saam met u wil gaan kyk, wat sê die skrif oor hom. Want hy is 'n persoon. Nou broer en suster, wat maak van iets 'n persoon? Wat definieer 'n persoon? Daar's 3 dinge wat 'n persoon kwalifiseer. En hierdie 3 dinge is, 'n persoon moet 'n wil hê. Jy moet kan besluite neem. 'n persoon moet intelligensie hê. Jy moet kan dink. En 'n persoon word gekenmerk deur emosies. So jy moet 'n wil hê, jy moet intelligensie hê en jy moet emosies hê. En as ek vir u kan toon in die skrif dat die Heilige Gees besit al 3 hierdie kwaliteite, dan kan ek met vrymoedigheid en waarheid sê dat die Heilige Gees is 'n persoon wie jy kan lief hê, met wie jy kan praat en kommunikeer, met wie jy kan wandel en wie jy kan aanroep in my tyd van nood. So kan ek poog om vir u te wys in die skrif dat die Heilige Gees kwalifiseer op al hierdie kenmerke. En behalwe dit, sien ons
dat wanneer ons lees oor die Heilige Gees, dat aan hom word persoonlike voornaamwoorde toegeskryf. As ons lees hier in Johannes 16, kyk net gou Johannes 16, en ons lees hier vanaf vers 7, hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Jy praat toch nie van 'n hom, as dit 'n onpersoonlike entiteit is nie. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Van sonde omdat hulle in my nie glo nie, van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Kan jy hoor al daai persoonlike naamwoorde wat aan hom gegee word? As 'n trooster, as 'n leraar, as een wat verkondig. Helper, hy, hom. Nou kom ek wys gou vir u, in die skrif, dat die Heilige Gees is 'n intelligente wese. Dat die Heilige Gees het 'n wil, en dat die Heilige Gees het emosies. Ek dink meer as baie van ons. Die party van ons kan redelik emosieloos voorkom. En dan dink ons, dit is gelyk aan heiligheid. Hoe meer onemosioneel ek kan wees, hoe meer heilig is ek. Nou, dit kan wees, dat jy kan stil wees en weet dat die Here God is. Maar die Here Jesus self het hom op 'n stadium ook in die Heilige Gees verbly. En hy het op en af gespring en gesê, dankie Vader dat jy hierdie dinge vir die wyses verberg het en dit aan kindertjies soos hierdie openbaar gemaak het. En Jesus het op en af gespring en hy het gejubel. Nou broer en suster, kom ons kyk gou-gou. Die Heilige Gees is 'n intelligente wese. Weet jy wat lees ek dit? Ek is so bly jy vra my. Gaan kyk gou daar in 1 Korintiërs 2 vers 9. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet niemand ook wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons is ewenwel nie die Gees van die ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarom spreek ons ook nie met woorde van menslike wysheid nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Wat sê hierdie skrif vir ons? Hierdie skrif sê vir ons dat God aan ons dinge openbaar, bekend maak deur sy Heilige Gees. Dit is sy agent waardeur hy
geheimenisse aan ons bekend maak. Die skrif leer dat die Heilige Gees ondersoek die dieptes van God. En dit sê vir ons dat die Heilige Gees weet dinge aangaande God wat ons nie weet nie. Net soos wat net die mens weet wat die Gees wat in die Gees van die mens is, so weet ook net die Gees van God wat in God is. En hy openbaar aan ons soos wat God dit vir hom gee aan ons te openbaar. En ons sien veral dat die Heilige Gees aan die mens openbaar wat God ons uit genade geskenk het. Want ons is geneig om te vergeet, wat het God ons uit genade geskenk? Wie kan onthou wat het God jou uit genade geskenk? Wil iemand vir my sê, wat het God jou alles uit genade geskenk? Die ewige lewe. Uit genade of het jy het verdien? Het jy gewerk daarvoor? Is jy seker? Het jy nie 'n geldjie gegee daarvoor? Kom aan, wat het God ons nog uit genade geskenk? Jy sien, dis hoekom ons nodig het om die Heilige Gees beter te leer ken. Want hy openbaar aan ons wat God ons uit genade geskenk het. Broers en susters, gaan lees uit Efesiërs 1. Ja. Ek dank God en Vader vir ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. En dan vertel hy vir ons van al hierdie seëninge wat God ons uit genade geskenk het, wysheid en begenadiging in die geliefde en verlossing en genesing en ag, noem dit maar op, soveel dinge wat God ons deur die Heilige Gees uit genade geskenk het. En dis veral die dinge wat God aan ons openbaar maak. Deur sy Gees. So die Heilige Gees is 'n intelligente wese. Hy maak dinge aan ons bekend. Veral dit wat God ons geskenk het uit genade. Het die Heilige Gees se wil? Natuurlik het hy 'n wil. As jy net 'n bietjie verder blaai in Korintiërs, hoofstuk 12 en jy lees vers 11, dan staan daar, nadat hy gespreek het van al die genadegawes wat God aan die gemeente gegee het, om die heiliges weer toe te rus vir dienswerk. Dis waarvoor genadegawes gegee is, primêr. Gaan lees Efesiërs 4, dan vanaf vers 7 tot en met 11, of selfs verder as jy wil. Die genadegawes is gegee om die gemeente daarmee te dien, sodat ons mekaar daardeur kan stig, kan leer, kan opbou, kan vertroos, kan versterk, kan vermaan, en kan uitstuur vir dienswerk. Maar kyk wat sê vers 11. Al hierdie gawes, al hierdie dinge, werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen, sê gou, wie is elkeen? Sluit dit Marianne in. Sluit dit Marlene, kyk vir Marlene, sê ek Marianne. Weet? Here, gee my toch net die gawe van onthou. Net? Aan elkeen uitdeel. So niemand van ons kan sê, ons het nie 'n gawe nie. Wat baie keer kan gebeur, sommige van ons het meer as een gawe, want die een gawe komplementeer die ander. Ons het Vrydag daaroor gepraat. En ek glo dat ek het 'n gawe as 'n herder leraar. Maar saam met die gawe het ek waarlik die gawe van kennis benodig. Want hoe moet ek die skrif aan u kan oopmaak op 'n verstaanbare manier as die Here nie aan my 'n gawe geskenk het uit genade om kennis te kan hê, om dit so te kan oordra nie. So die een gawe komplementeer die ander. En ek wil vir elkeen van u sê vanmôre, elkeen van ons wat sê dat ons kind van God is, jy het 'n gawe ontvang. Jy kan nie vanmôre sê, ek het niks om te gee. Want dan maak ons God 'n leraar. Want die Heilige Gees het aan elkeen uitgedeel, maar kyk wat sê hy, aan elkeen uitgedeel, soos hy wil.
So hy het die besluit geneem, wie kry wat. So, broer en suster, dis nie ek wat hier wou staan nie. Daar is iemand anders wat so gewil het. So as jy probleme daarmee, son dit met. So ja, ek kan vir jy die nommer gee. Dis die Royal Telephone, operator. En so het elkeen. Dink julle Johan wil doen wat hy doen. Die kerk se boeke doen wat hy doen in Minister of Transport en jy weet oorhoofse bestuursrol. Nee, die Here het vir hom, die Here het so gewil. Hy het vir hom al die gawes gegee om dit te kan doen. En ek dink dat Johannes net getrou om te doen wat die Here doen. Partykeer teen wil op wil. Maar is die Heilige Gees wat so wil. Liedjie, God het vir jou 'n gawe gegee. Te sing. So sing. Sing vir my 'n lied van die lewe. Hier is 'n man wat 'n gawe gekry het. Hy vat net aan 'n ding. Dan sê die ding, ek is reg. God het sy hande geseën. Hier sit Tannie, as ek by haar kom en sy maak haar mond oop en begin bid, dan ervaar ek die teenwoordigheid van die Here. Van die Here het van haar 'n hart en 'n kompassie vir mense gegee. En sy kan pak. En sy kan pak. En 'n bietjie brou ook. Elkeen van ons het iets wat die Heilige Gees het uitgedeel. Dink weet hoe lieflik sal dit wees wanneer die hele gemeente goed saamgevoeg funksioneer in dit wat die Here jou gegee het. Hy het so gewil. Wie sal jy te gawe? God wil jou ook gebruik in sy liggaam. Tot diens. So hy te wil. Hy het intelligensie en hy te wil. Het hy emosies? Natuurlijk het hy. Wanneer het julle daar in Romeine gaan draai? As julle gaan kyk in Romeine hoofstuk 15 vers 30, dan sien ons dat die Heilige Gees het die vermoë om lief te hê. Kom ons lees dit gou. Romeine 15 en wel vers 30. Maar ek vermaan julle broeders by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees om saam met my in die gebede te stry vir my by God. Die liefde van die Gees. Die Heilige Gees kan lief hê. En hy begeer ook om lief gehet te word. Verder as jy gaan lees in Jesaja 63 vers 10, dan sal jy sien dat die Heilige Gees kan bedroef word. Efesiërs 4 vers 30 het verwys na Jesaja 63 10 en gesê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Nou broer en suster, jy gee tog nie so kwaliteit vir 'n onpersoonlike entiteit nie. Ek gaan tog nie daar vir my gras om verskoning vra vandag, omdat ek die gras bedroef het. Daar voor my tuin nie. Jy praat tog nie so nie, dis mos 'n dwaas wat so praat. Ek het hierdie boom nou so bedroef gemaak. Nee, jy gee nie daai kwaliteite vir onpersoonlike lewende dinge nie. Dit moet iets wees wat intelligensie het, wat bedroef kan word, wat 'n wil het, wat emosies het. Verstaan jy dit? So ons sien dat die Heilige Gees het intelligensie, hy het 'n wil en hy het emosies. Wat vir my sê dat die Heilige Gees is 'n persoon met wie ek kan wandel, met wie ek kan kommunikeer, wie ek kan aanroep. In my tyd van nood kan ek hom aanroep. Party mense voel ongemaklik om te sê, Heilige Gees, help my. Why? Hy is daar gestuur as die helper.
Heilige Gees vertroos my. Ons vind dit so moeilik om dit te sê. Ons vind dit maklik om Jesus aan te roep, of selfs die Vader aan te roep. Maar wat van die Heilige Gees? Hy is daar gestuur. As 'n helper. Kan ek 'n bietjie verder vat? Die Heilige Gees, wanneer ons van hom lees in die skrif, sien ons daar is persoonlike aktiwiteite wat aan hom toegeskryf word. Kom ek doen vir jou 'n paar. Die Heilige Gees, het u geweet die Heilige Gees kan praat? Het dit geweet? As jy lees in Handelinge 13 vers 2, toe kom die Gees van God. Die Gees van God sê, sonder nou Paulus en Barnabas vir my af. Vir die dienswerk wat hulle moet doen. Wie het dit gesê? Gaan lees dit self, ek spaar my die tyd. Die Gees van die Here. Weet jy wat het die Gees van God nog gesê? Ja, hy praat gereeld met ons. Ons moet dit net kan onderskei. Kyk gou, wat sê die Gees van God, Martie, vir ons daar in 1 Timoteus, hoofstuk 4 vers 1. Dis die Gees van die Here wat daar praat. En ons moet oplet wat hy sê, want dis die tye waar ons nou in is. Kom Martie, kom Martie. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Hoor wat sê die Gees? Dat aan die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word. Met ander woorde, hulle was in die geloof, maar hulle gaan afval van die geloof af. Die wat sê dat jy kan nie jou geloof, jy kan jou geloof nie prys gee nie. Daar sê hy dan, dat ja, sommige sal van die geloof afvallig word. Jy kan toch nie afval van iets wat jy nie eens oppas. En verleidende geeste sal aanrang en leringe van duiwels. Dis wat die Gees sê, en ek weet nie van u nie, maar het lyk vir my asof dit veral kenmerkend is van die tyd wat ons nou in. En dan, en as jy gaan lees Openbaring 2:7, dan sien ons, ag, jy weet te blaai so drie, dit is net, ons sien, dis die Gees van die Here, wat aan die gemeentes van Klein-Asië toespreek, en raadgewing gee, en sê, ek ken julle werke, ek weet wat onder julle aan die gang is, ek wonder, as die Gees van God vanmôre vir hierdie gemeente 'n brief moet skryf, of iemand moet stuur wat verbatim sê, dis wat die Gees van God sê, nie soos vandag se profete, wat sommer die naam van die Here wil plak op enige uitlating wat hulle maak. Ek praat van Johannes wat basies net, die Here het sy hand gevat en gesê, skryf Johannes, en God het vir hom woord vir woord gesê wat hy beskryf. Die brief van Openbaring is nie Johannes se brief, dis God se brief. En is die Gees van die Here wat met daai gemeentes gepraat het in Klein-Asië. Vir hulle uitgewys het, dis wat verkeerd is. Dis wat julle goed doen, dis wat julle verkeerd doen, en hier is my raadgewinge. Dis hoe jy dit moet regstel. Spreek! Soos die Gees van die Here aan die gemeentes sê. So die Heilige Gees praat. Die Heilige Gees tree ook vir ons in. As jy gaan lees daar in Romeine 8 vers 26, dan sê die Heilige Gees, ons weet nie reg hoe om te bid nie, maar die Heilige Gees vir ons in, wanneer jy nie meer weet hoe om te bid nie, tree die Heilige Gees vir jou in, met onuitspreeklike sigtinge. Het jy al by so 'n plek in jou gebedstyd gekom, wat jy sê, ek is nou uit woorde uit. Partykeer het jy nie eens die krag om te bid nie, want die situasie is so swaar, jy gaan sit op jou bed, en al wat uitkom, is 'n sugting. Wie het al gesug voor die Here? En dan skielik, dan kom daar krag van 'n plek af wat nie menslik is nie. En die Heilige Gees kom, en hy begin deur jou bid. En jy hoor jouself en sê, that is not me. Dis wanneer die Heilige Gees deur jou bid, met onuitspreeklike sigting. Ken jy dit? So die Heilige Gees tree vir ons in. Die Heilige Gees getuig. Het jy het geweet, die Heilige Gees getuig? Kyk gou Johannes 15:26. Ag Martie, jammer dat ek nou so op jou knoppie druk. Ag, terwyl so te blaai, as jy lees Romeine 8:16, dan sê hy dat sy Gees getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. As jy wonder of jy werklik gered is, dan moet jy vervul word by die Heilige Gees, hoor.
Want sy gees getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Kyk, Vers 26, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. wow, so waarvan getuig die Heilige Gees? Van Christus. Van Christus. Ja. Hy wys die vinger altyd na Christus toe. En Christus neem jou dan en stel jou voor aan die Vader. Dis die Heilige Gees wat jou trek na Christus. En dis Christus wat jou trek na die Vader. Amen. Amen. So hy getuig. Die Heilige Gees, hy leer ook. Jy geweet, ons het 'n leermeester in die Heilige Gees. Ja, Johannes 14, gaan net een bladsy terug. Vers 26. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy's 'n leermeester. Hy sal ons alles leer. Kyk gou-gou, Nehemia 9 vers 20. Hy was al in die Ou Testament bekend as 'n leermeester. Nehemia 9 vers 20. En u goeie gees het u gegee om hulle te onderrig. U goeie gees het u gegee om die volk van Israel te onderrig, veral toe hulle in die woestyn was. Dit was die gees van God wat hulle onderrig het, om op God te vertrou. So die Heilige Gees leer ons. Die Heilige Gees lei ook. Hy lei ons. As jy gaan lees, dit klink baie lekker. As jy gaan lees daar in Handelinge 16, vers 6 tot 8, sien ons hoe die Heilige Gees vir Paulus en Timoteus gelei het waar hulle moet gaan op hulle sendingreis. Toe hulle daar in Klein-Asië was, sê die Heilige Gees, nee, nie so toe nie. Die Heilige Gees verhinder hulle om by sekere plekke te kom, en dan gaan hulle na 'n ander gedeelte toe, na Bithynië toe, dan sê die Heilige Gees, nee, nie daar nie. En so het die Heilige Gees hulle gelei, totdat hulle opeindig by die hawe stad Troas. En dis daar waar Paulus in die nag 'n gesig kry van 'n man wat by Macedonië staan en sê, kom hierheen, ons het jou nodig hier. En dis toe wat hulle van Troas af vertrek in die omgewing van Filippi, om die evangelie daar verder te gaan bedien. So die Heilige Gees, hy lei ons ook. Dis wonderlik, is dit nie? Die Heilige Gees, die goed kom nou so, die Heilige Gees doen wonderwerke. Julle het dit geweet. Ja, gaan kyk gou Romeine 15 vers 19. Romeine 15 vers 19, die Heilige Gees doen wonderwerke. Deur die krag en tekens en wonders en deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelie verkondiging van Christus volbring het van Jerusalem af en rondom tot by Illyricum. Ja, so die tekens en die wonders het gefigureer deur die krag van die Gees van God. Halleluja! Hy doen wonderwerke. Die Heilige Gees het gemeenskap met ons. Ons bid so graag. Mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, waar lees ons dit? 2 Korintiërs 13 vers 14. En die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met u wees. Hy hou gemeenskap met ons. Ja, jy kan met die Heilige Gees strewe. Met ander woorde, hy wil hê, jy moet God lief hê, jy sê nee, jy rebelleer teen hom, nee, ek wil verder, hy wil jou nader trek, maar jy wil heeltyd verder, hy tou trek, dis daai strewe. Wat het God gesê daar in Genesis 6 vers 3? My gees sal nie vir altyd met die mens strewe nie. Dis die Heilige Gees wat ons trek na die boesem van die Vader, maar ons stoot heeltyd weg. Dan gaan 'n dag kom waar die Gees nie meer gaan strewe nie. Dit het een keer gebeur met die groot vloed. Toe God hierdie aarde uitgedelg het met water, behalwe 8 mense. So 'n dag gaan weer kom. Maar hierdie keer sal God antwoord met vuur, nie met water. Jy kan vir die Heilige Gees lieg.
Handelinge 5 vers 3. Ananias en Safira. Hoekom het julle vir die Heilige Gees gelieg? Julle het nie vir 'n mens gelieg nie, maar vir God. God die Heilige Gees. Is hy daar? Ag, dis so nodig nie. Hy sê, want Ananias en Safira het ons gelieg oor die bedrag wat hulle gebring het aan die tempel. En Petrus sê, hoorie, die voete van jou vrou lê al daar by die deur, of van jou man lê al daar by die deur. Hoekom het julle dit in julle hart gevind, om vir die Heilige Gees te lieg? Julle het nie vir 'n mens gelieg nie, maar vir God. Die Heilige Gees kan weerstaan word. Stefanus, in Handelinge 7 vers 51, hy sê, julle owerspelige en verdraaide geslag, julle weerstaan voortdurend die Heilige Gees. Die Heilige Gees kan gelaster word. Markus 3 vers 28 en 29. Die lastering teen die Heilige Gees. Elke sonde sal die mens vergewe word, maar die laster teen die Heilige Gees sal die mens nooit vergewe word nie. Kan jy sien al hierdie eienskappe wat aan die Heilige Gees toegedig word? Broer en suster, hoeveel bewyse moet ons nog gee om te kan kom by die punt om te sê, die Heilige Gees is 'n persoon. En hy wil met ons wandel. Hy wil hê ons moet met hom kommunikeer. Hy wil gemeenskap met jou hê. Hy wil hê jy moet hom aanroep in jou tyd van nood. Hy is 'n persoon. Nou Jesus het gekom in ons geleesde gedeelte en hy sê daar in Johannes 14 vers 16 tot 17, wat het hy gesê? Kom ons lees dit net weer. Hy het gesê, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander, wat is daai woord daar? Trooster gee, om by julle te bly en in julle te wees. Daai woordjie trooster is die ou Griekse woordjie, julle het hom al gehoor, parakletos. Wat beteken? Helper. Dit beteken iemand wat langs jou sy plek inneem. Eintlik by jou kom inhak. Hy neem sy plek in langs jou om jou by te staan. Om jou te help. En Jesus sê vir die disippels, luister, dis voordelig dat ek weggaan, want ek sal die trooster, die parakletos, die een wat langs julle kom staan. Nou onthou, Jesus het vir 3,5 jaar saam met sy disippels gewandel. 3,5 jaar was sy disippels gewoond om vir Jesus saam met hulle te hê. En in daardie, en ek ben nou na 3,5 jaar, sê Jesus vir hulle, ek gaan weggaan. En julle kan nie saam met my kom nie. Jy moet onthou, in daai 3,5 jaar, het die disippels geleer om volkome op Jesus te steun. Om volkome op Jesus te vertrou. Hulle het in daai 3,5 jaar by die punt gekom waar hulle in hom glo as die meester bo alle dinge. Ek weet, Jesus is by ons. Met Jesus by ons het ons nie nodig om besorg te wees oor niks. Daar is nie 'n situasie nie, daar is nie 'n probleem nie, daar is nie niks wat hy nie die oplossing en die antwoord voor het nie. Ek weet, Jesus is by ons. Hier kom die Fariseërs, maar Jesus het hulle elke keer weer lê. Hy weer lê, die slimste van die slimstes. Jesus maak storms stil. Jesus vermeerder die brode en die visse. Jesus kom en hy maak die siekes gesond. Hy wek die dooies op. Jesus kan alles doen. En hulle het geleer in daai 3,5 jaar, ons hoef vir niks besorg te wees. Jesus is hier. Hy sal dinge uitsorteer. Moenie bekommerd wees nie, ons sal eet. Moenie bekommerd wees nie, ons sal by die oewer uitkom. Hy sal hierdie storm vir ons uitsort. Hulle het geleer om op hom te vertrou. En hier kom Jesus en sê, ek moet vir julle die nuus breek, ek gaan nou weggaan. Kan nie jouself indink hoe vreesbevang hulle moes wees op daai oomblik, as mens. Hoe onrustig hulle moes wees. Hierdie een op wie ons hele lewe bou, sê nou hy gaan weg. Imagine dat jou man sê, hoorie, ek gaan nou weggaan.
en waar ek gaan, kan jy nie nou kom nie. Hoe sal jy voel? Menslik gesproken. En dis hoekom Jesus vir hulle sê, laat julle hart nie ontsteld word. En dis hoekom Jesus ook vir hulle sê, luister, ek sal vir julle 'n ander trooster stuur, om by julle te bly en in julle te wees. 'n Parakletos, om julle by te staan as 'n helper. En my liewe vriende, dit is as ware die primêre doel van die Heilige Gees in ons lewe, om ons by te staan en ons te help deur hierdie lewe met al sy uitdagings en ons deur te dra deur elke situasie wat die lewe ons kan toeslinger. Hy's daar om ons te help. En Jesus sê vir sy disippels, soos wat ek met julle was en julle voorsien het en vir julle deurgedra het en vir julle gehelp het deur elke situasie, so stuur ek nou die Heilige Gees wanneer ek weggaan. Hy gaan as ware daardie rol oorvat by my in julle lewe. Hy sal nou vir julle deurdra. Hy sal nou vir julle help deur elke situasie wat die lewe jou kan toeslinger. My liewe vriend, u wat daar sit, wat deur moeilike tye gaan, die Heilige Gees is gestuur om jou te begelei, om jou te navigeer deur daardie situasies in jou lewe. Hoe bid ek dat ons die Heilige Gees sal leer ken as 'n persoon, sodat ons sy troos en sy genade en sy krag en sy werke in ons lewens sal kan erken en dit sal beleef soos wat ons deur hierdie lewe beweeg met al sy boosheid en al sy afdraai. Dis my gebed dat ons so 'n openbaring van die Heilige Gees sal kry. So 'n honger vir die Heilige Gees sal verkry, soos wat ons lewens getransformeer word deur die werk van die Heilige Gees wat in ons werk sal. En mag ons by daardie punt kom waar ons sal leer om so op hom te vertrou. En laat ons net nader en nader aan hom sal kom, sodat hy vir jou 'n groter werklikheid sal wees, as selfs jou naaste vriend, wat jy het in hierdie lewe. En mag ons aan die Heilige Gees onderwerp, soos wat ons getransformeer word, tot die beeld van Jesus Christus, deur die Heilige Gees wat in ons werk. En wanneer jy bid, moenie sê, Heilige Gees, ek soek meer van U in my lewe nie. Moenie so bid. Weet wat moet jy bid? Heilige Gees, vat meer van my. Jy wil meer van hom hê, maar jy wil bitter min van jouself aan hom onderwerp. Moenie bid, meer van die Heilige Gees, meer, man, hy is groot en almagtig. Glo my, ons het die Heilige Gees, ons het die salwing, maar wat hy soek is, hy soek meer van jou. So draai dit bietjie om. Hoeveel van jou is jy bereid om vir hom te gee? Sodat hy jou kan lei, dat hy aan die stuur van jou lewe kan wees, en dat jy so aan hom sal onderwerp, en dat jy so in die Heilige Gees sal wandel, en met hom vervul sal word, soos wat jy sê, have your way in me. Wie wil waag om vanmôre daai gebed te bid? Lord, take more of me. Hoe lyk dit? Augustine, daai is 'n gevaarlike gebed om te bid as jy nou al ooit. Jy sien, nou kyk ek vir Petula en ek praat met Augustine. Dis nou dieselfde ding daar, dieselfde ding. Augustine, is jy bereid om vanmôre te sê, Here, vat weer.
laat my minder word. En U weet, my liewe kind, hoe lyk dit? Gaan ons daai gebed vanmôre bid. Ek op jou begeet om te sê, meer van my. Die wat vanmôre dit saam met my wil waak. Hoe lyk dit, Hendrik? Ek het die naam reg. Die wil waak saam met my om te sê, Heilige Gees, wat meer van my. Ag, miskien, want jy waak saam met my staan. Uit respek vir die een wat ons aankyk. En sommer daar waar jy staan, so in jou eie woorde, Heilige Gees. Ek het laas met U gepraat, maar vanmôre het ek gehoor, ek kan U toespreek. Ek kan U naam aanroep, o Heilige Gees, kom vul my. Vat my lewe. Vat my lewe vanmôre. Ek gee myself vir U. Neem beheer van wie ek is. Neem beheer van my doen en my late, my besluitnemings, my drome wat ek het vir die toekoms. Here, ek soek nie my droom nie, ek soek U droom vir my. Here, ek soek nie my plan nie, ek wil weet wat is die plan, Here. Heilige Gees, wys my wat is die plan. Waar wil U hê moet ek gaan? Wat wil U hê moet ek doen? Watter areas van my lewe is daar wat nog nie aan die onderworpe is nie? Here, deur die Heilige Gees, ook vir Tamara, laat sy vanmôre ook by so 'n punt van totale onderwerping sal kom en sal sê, Heilige Gees, hier is my hande, hier is my voete, hier is my ore, my oë, hier is my gedagtegange, hier is my besluite, hier is my planne. Ek en ek lê dit voor U voete neer. In Jesus naam, dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees. Halleluja, halleluja. Die Here het gehoor U gebed vanmôre. U sê, Heilige Gees, vat meer van my. En U, as U dit werklik bedoel, sal U dit ervaar in U lewe. Die Heilige Gees gaan jou lewe vir jou stuur. Maar hy is sagmoedig en baie sensitief. Hy forceer hom nooit af op jou. Jy moet wil deur hom gelei. Wil U? Halleluja. Amen en amen. Mag dit so wees in elkeen se lewe. Prys sy heilige naam.